Hierdie program word geborg deur DigiCards. Hallo julle, ons is hier by die Benz hier in George vandag. En ons gesels met iemand wat absoluut geen bekendstelling nodig het nie. Annelie van Rooyen, baie welkom. Jee, ons kan weer applaus gee. Bietjie by julle te kuier. Dankie julle Pietro. Ja, Annelie, as ek vir jou kyk, dan is wat in my kop opkom alles wat mooi is, wat ook die program se naam is, want jy's van binne en van buite mooi. So vir ons is dit Jy moet nou nie vir my maak truitjies, maak nie die goedjies sit te vlak. Ons het klaar gehuil, ons het mekaar sien, sodat ons nou nie daai doen nie, maar baie dankie dat jy hier is. Hoor. Ja, van my kant af ook baie dankie. Dit is my baie lekker om te gesels vandag met jou. Jy het totaal en al 'n impak gehad op Afrikaanse musiek en hoe mense na Afrikaanse musiek kyk en hoe mense Afrikaanse musiek beleef. So dankie dat jy saam met ons is vandag. Dankie. Dis 'n groot vreugde en so wonderlik om jou weer te sien na 4 Ja, dan weer, ja. Ai. Kosbaar. Hy lyk nog net dieselfde, né, Annelie? Ja, bietjie dikker geword, jy weet. Annelie, kom ons begin sommer by die goed wat jy geskryf het. Want jy het geweldige baie musiek op gelewer oor die jare heen. Maar die een ding wat ek jou nog altyd wou vra, is dit. Daar's 'n paar toonsettings wat jy gedoen het van bekende digters. En ek seker want dit was vir jou lekker om dit te doen. Ooh, ja. Ek het eendag met Jack de Priester byvoorbeeld gepraat en sê ek vir hom, nou hoe is dit? Hoe beleef jy dit? Toe sê hy, man, weet jy, hy toonset gedigte, punt nommer 1, wat sy metrum en ritme vir hom pas. En punt nommer 2, hy toonset daai gedigte van wat hy lees en gedink het, yes, maar dis eintlik wat hy self wou sê, maar die digter het dit net voor hom gesê. Dis uitstekend. So ek wil weet of jy hoe jy dit beleef het. Wat die verskil was tussen byvoorbeeld om 'n gedig te toonset vir jou en om jou eie musiek te skryf. Goed is wat uit jou hart uitkom, wat uit jou lewe uitkom. Dit klink vir my asof Jaco miskien 'n bietjie wat goed gepas is ook. Ek bietjie tegnies eers kyk na metrum, na die soort van ding, ritme en rym en wat nog. Vir my is ons digkuns is 'n absoluut emosionele, reusagtige nalatenskap. Absoluut. En daar's 'n wonderwêreld ingesluit. Maar dis enkel kuns, dis jy en 'n bladsy en 'n paar woorde. So dis beperk. As jy nie by daai bladsy, by daai woorde van daai digter uitkom nie, dan sit jou nie beskore nie. En dit was vir my, as ek kan kom met musiek, en ek wil nie tussen die digter en wie ook al gaan hoor kom staan nie. Ek wil 'n deurvoer Saam met hom beweeg. Ja. om te sê, hierdie kleinoot, hierdie iets ongeloofliks, aan 'n bietjie van 'n wyeer gehoor bekend staan. Bekendstelling Dit is, bereik, vir ja. my is dit 'n emosionele ding. Ja, En as hy my beroer en al sy woordjies heeltemal verkeerd gerangskik in terme van ritme of rym, dan is dit nou my werk om te gaan timmer en skaaf aan my interpretasie met musiek daarvan, om te sê, okay, so kan ek dit die beste probeer. Dis so intens persoonlik. Nee, absoluut. Dit is so 'n toetertyd met crescendo. Het die ATKV mos vir ons gedigte ook gestuur om vir die toonsettingsafdeling. En Boerneef byvoorbeeld was in 1979, het hulle vir ons Boerneef gedigte gesien. Ek het Bantam hom so en Flennie die snare getoonset, Ja, en ja. Louis van Rensburg Het dit getoonset, het daai ja. onvergelyklike toonsetting gedoen van hom. En as ons dit nou sou vergelyk, dan is daar klemverskille, maar die lyn van musiek, weet jy hoe kosbaar is dit, want dit is nie beperk nie, dit is nie net Absoluut, een weergawe nie, daar kan meerdere weergawes Absoluut, wees, ja. en vir elkeen wat daar net 'n hoek is in 'n hart, waarheen dit kan gaan, dan het ons doel gedien. Ja, So absoluut. toonsetting is vir my
'n baie Ja. spesiale tipe ding. Weet, ek sê altyd by konserte vir mense, of 'n ding wat ek raak gelees het een keer van Henry Purcell. Hy het gesê dat musiek en poësie was nog altyd susterskunste geweest. Apart kan hulle bloei en groei, maar as jy hulle saam sit, is dit om die karaktereienskappe van skoonheid en humor in een liggaam te sit. En ek dink dis presies wat dit is, want ek dink 'n melodie, dink ek vir my, is altyd net 'n of dit is 'n emosie. 'n Melodie is 'n emosie, 100%. Maar dis die teks wat betekenis gee aan daai spesifieke emosie. Ja. Maar terselfdertyd wat jy sê is die melodie versterk ook die betekenis. Maar dis van die presies wat teks. dit doen. Dis Dis so hulle waar. ja. Vir my as ek toons het, voel dit partykeer of 'n mens jou eie digterspen uithaal en jy dig met die musiek. Ja, want ek sal ook gaan sit en dan die ding moet net val in my in en dan begin ek te sing wat ek hoor saam met die gedig en ag. Ja, so dis wonderlik is dit om in my hele skepingsproses was ook nie heeltemal met 'n resepie nie. Ja. Partykeer is daar die woorde of die idee, net 'n idee wat jy moet gaan haal en dan moet jy begin kyk, okay, hoe vloei dit uit hart, denke en emosie? Hoe vind hy vorm op papier, die woord? En dan, okay, daar kom die melodie en partykeer is dit 'n greep van melodie wat jy sê, vang hom, jy weet, want die goed raak so vinnig weg, sodat jy die woorde kan gaan soek wat hierby werk. So dis 'n wonderlike dans. 100%. ontdekkingswêreld. Ek wil gou weer hoor, daar is van jou eie werke in die FAK opgeneem. Ja, Ja. inderdaad, die meer onlangse. Ek kan nou nie eers presies onthou nie, maar ek dink ek wil jou kennis daar. Ja. En wel dis 'n enorme voorreg. Die FAK wat onmee groot geword het. Ek bedoel ons Ek stem daarmee saam, is 'n groot voorreg, dink ek daarmee saam, maar ek dink ook, weer eens my persoonlike opinie, dat dit net so groot voorreg is vir die FAK om om van jou musiek op te neem. Want ek sien die FAK as 'n dagboek van Afrikaanse musiek. En dit is vir my die belangrike deel dat iemand soos jy opgeneem is in daai dagboek. Want dit is waar jy hoort. Jy hoort in 'n dagboek van Afrikaanse musiek. Jy het hoeveel dagboeke vol van Afrikaanse As 'n musiek, ja. Hoeveel jare, Annelie, is jou pad in die Afrikaanse musiekbedryf? Ek weet dis algemene kennis, maar sê vir my, hoeveel jare sing jy? Het jy gesing? wel, Kan jy so ver terugdink want dit is baie. Dis 'n klomp jare. Mens vra nie vir iemand so Nee, iets maar nie. ek vra hoe oud sy is, ek wil weet hoe haar loopbaan, wanneer het dit begin vir jou? die 1979 crescendo. Crescendo, prys. Ja. Dit was die dit was sleutel, want voorheen het ek sing in skoolverband en 'n trio en ek het my eie liedjies begin skryf toe ek 'n gitaarpersent gekry het, so op 14-jarige ouderdom. Dit was nou alles daar, maar ek het nooit gedink aan sang as 'n loopbaan nie. En 'n plaat, die opname was deel van die eerste prys. En dis ook in 1980 beland het by EMI Brigadier se ateljee in Johannesburg saam met Boet en Andrei Viljoen. So jy was deel van daai musiekliriek beweging geweest. Ja, Oh, wat 'n Want dit is ek bedoel dit is die grootste veranderende roete wat Afrikaanse musiek van 1925 af beleef het. Was die musiek en liriek beweging. Ja, en baie van ons se pad ook eintlik vir ons gebaan En gebaan het vir omtrent elke liewe genre wat daar is vandag. Is daar begin, dink ek. dis waar. Weet jy, ons praat baie jare terug, maar ek voel nog 'n bietjie japsnoeterig. Ek weet dis net 'n binnegevoel en dit werk nie buite om so nie, maar dit voel soos nou die dag met die Markteater en wat die hele begeestering kan mens amper sê oor bring die Afrikaanse liedjie tot wasdom. Absoluut. Laat hom groei, laat hom wees. Moenie vir hom perke stel op enige manier nie. Laat hy gaan waar hy moet en waar hy wil. Dit was fenomenaal. Ek was so jonk
Wat was ek? Ja, ag, dis dis- amazing. 18, so ek was jonk. En dit was vir my 'n ervaring om in te neem en te koester. Alles wat die verskillende kunstenaars gedoen het, die woordkunstenaars, die liedkunstenaars, die skepingskunstenaars. En om 'n piepklein deeltjie daarvan te kon wees en hê, nou terugkykend, is jy kan geen waarde daaraan sit. Nee, verseker. Weet jy, nee. my lewe het my in verskillende rigtings geneem, maar die een ding wat ek nou meer vasglo as ooit, is dat daar oor die jare heen vreeslike groot kunstenaars was en famous mense was en legendes was, maar daar was 'n paar klein bietjie generasie pioniers gewees. Daai mense wat eerste was om 'n generasie bekend te stel in Afrikaanse musiek, maar ook lief te maak vir Afrikaanse musiek. En ek persoonlik dink dat jy een van daai generasie pioniers was. Wat 'n generasie mense gevat en gesê het, kom luister na ons. Presies, want julle laat my net huil vandag, So ja, dis Ek dink by myself wat jy sê, want as dit nie vir iemand soos jy was nie, Annelie, het iemand soos ek nie gesit nie. Ek wil aansluit en ons het te min tyd om met jou te gesels, maar ons gaan dit van die kamera afvat en nog gesels. Nou onlangs het jy weer 'n sensasie veroorsaak. Toe daai DJ sensasie jou musiek vat en in 'n heeltemal 'n nuwe blaadjie sit. Ek bedoel, you Ja. top the charts with it once again. Ek het dit nooit sien kom nie. Het jy dit nie sien kom Nooit, nie? ooit. Het hulle jou Weet jy gekontak daaroor? Wat 'n ervaring om Ja. te weet jy 'n lied wat 40 soos neem my vlerke was opgeneem in 1984. Ja. So hy's nou al 42 jaar oud en ek lewe in 86 en hier ewe skielik dis deel van my, jy weet, hulle is deel van my handtekening, my DNA en sit vir hom ekstra woeme aan sy wiele en maak hom gee vir hom 'n wegspringplek vir die nuwe 'n nuwe lewe. Mercedes, ja. 'n nuwe Mercedes. Daar's hy. Hy was 'n Mercedes, maar hy's nou 'n nuwe Mercedes. Dis nou 'n Benz. Hy's nou 'n Daar Benz. hardloop hy. Dit is wat 'n fees. Ja. Dit was net absoluut fenomenaal om te sien en te beleef en te hoor ook universiteite en oral oor. Nuwe geslag. Ja. Toe voor daar gaat ons, jy weet Ja. hier. Dit is fantasties. Nee, ja. kyk, ek wou net die woorde sê wat hy al geskop het, maar hy het maar kyk hier, dit sê vir my dit is om dit vir ons na feestig. mekaar te vat. Die DNA en die pad wat jy gelê het is so goed. Sulke goeie kwaliteit dat dit vandag nog net so gevat kon word en daai tipe treffer veroorsaak. Hoe sê mens dankie, Annelie? Baie dankie. Alles wat mooi is vir jou. Dit was. Uit Baie, my baie hart vir julle. Ons kuier weer. Sjoe.